Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord vir ons 'n lig wees op ons lewenspad. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 12 verse 14 tot 20. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Hierdie gedeelte vorm die hoofargument van Paulus oor die aard van die kerk. In die lig daarvan die volgende paar gedagtes. Ons moet eerstens die verskeidenheid van gawes erken en respekteer. Dit is nie nodig om jaloers op mekaar te wees nie. Tweedens, moet niemand minderwaardig voel, omdat hulle dink sekere gawes is belangriker as ander nie. Nee, God gee aan elkeen soos dit nodig is volgens sy wil. As almal dieselfde gawes het, vorm ons nie meer 'n liggaam nie. 'n Liggaam funksioneer juis vanweë verskeidenheid. Derdens moet niemand terugstaan as lid van die liggaam nie, want dit maak die liggaam krippel. Die liggaam van Christus het almal nodig om gesond te wees, en om jou rol en plek te versuim, is om die liggaam ongesond te laat. Dit is dus belangrik om jou eie plek in die gemeente te ken en vol te staan, maar ook belangrik om aan ander die ruimte te gun om hul plek en rol uit te leef en vol te staan. Kom ons bid saam. Here, help ons asseblief deur die Gees om elkeen ons plek en rol in die gemeente te ken en vol te staan en so ook ruimte aan mekaar te gee. Amen.